Ag jolly kerels van die Parelvallei, wou die taalkwessie graag reg kry. Met geloof en baie moed is die nuwe taal gegroet, soos Roemeens vir die Roemene, Spanjaarde vir hul Spaans, sou die ag jolly kerels sorg vir Afrikaans. Op 14 Augustus 1875 word die Genootskap vir Regte Afrikaners gestig. Op hierdie dag is 'n vergadering in die Parel gehou wat 'n wending in die geskiedenis van ons volk sou bring. Daar is besluit om die volk bewus te maak van homself en van sy taal en om Afrikaans tot sy regmatige plek te verhef. Indien Afrikaans algemeen in gebruik is, sou die Bybelvertaling waarna Arnoldus Pannevis gestreef het, vergemaklik word. Dis dan ook na aanleiding van Arnoldus Pannevis se korrespondensie met die Britse buitelandse Bybelgenootskap oor die vertaling van die Bybel in Afrikaans dat die vergadering plaasgevind het. By die vergadering is oorgegaan tot die stigting van die Genootskap vir Regte Afrikaners. En die stigterslede was C.P. Hogenhout, D.F. de Tooy, oftewel Oom Lokomotief, S.J. de Tooy, A. Arbeck, S.G. de Tooy, G. Malherbe, Dr. D.F. de Tooy en P. Malherbe. Op die tweede vergadering is die genootskap gedoop en is sy doelstellings waarvan die vernaamste was om te staan vir ons taal, ons nasie en ons land geformuleer. Hieruit is duidelik dat die genootskappers nie 'n beperkte taalbeweging nagestreef het nie, maar 'n nasionale beweging. Hulle wou die volk ophef op elke gebied. Hulle sou hulle veral rig tot die plattelandse mense en onder die besielende leiding van S.J. de Tooy sou dit uitloop op 'n magtige volksbeweging. Die bekende Afrikaanse volkslied, 'n skepping van Pannevis, Hogenhout, D.F. en S.J. de Tooy, was die GRA se eerste publikasie en verwoord die genootskappers se ideale en strewe, naamlik om Afrikaans te bevorder. Die naam Regte Afrikaners is verkry uit die genootskap se manifest, waarin onderskei word tussen Afrikaners met Engelse, Hollandse en Afrikaanse harte, waarvan laasgenoemde die Regte Afrikaners is. En hier gaan dit weer nie net om die taal nie, maar die gesindheid, die nasionale ingesteldheid. Op 15 Januarie 1876 verskyn die koerant wat as 'n spreekbuis vir die strewe van die GRA sou dien en in die taalbeweging ongekende lewe sou blaas, paslik genoem die Afrikaanse Patriot. Hierdie eerste Afrikaanse koerant was die verwoording van 'n Afrikaanse gedagte in die eenvoudige Afrikaanse taal. Hoewel die genootskappers en hulle blad baie spot en teenkanting moes verduur, was hulle 'n vlam wat taalliefde en nasionalisme in baie harte aangesteek het. Veral op politieke gebied het die Patriot die volkssaak gepropageer. Maar na die veranderde politieke beleid van S.J. de Tooy het die blad gekwyn en is dit uiteindelik in 1904 gestaak. Sy taak is grootliks oorgeneem deur ons kleintjie, die eerste Afrikaanse tydskrif, wat vanaf Maart 1896 verskyn het om veral die Afrikaanse letterkunde te bevorder. Die GRA se ander publikasies sluit onder meer in Afrikaanse grammatika en geskiedenisboeke, 'n Afrikaanse almanak, 'n spel- en leesboek, 'n woordeboek, versamelde Afrikaanse gedigte en prosawerke. Hiermee het die genootskap die volk van leesstof in hulle eie taal voorsien. Ter ere van die 20ste verjaarsdag van die GRA is die eerste Afrikaanse taalkongres in 1896 in die Parel gehou. Die GRA het weliswaar nederig begin, maar geëindig in 'n magtige beweging wat al die vlakke van volkwees ingesluit het. Die genootskappers het met onvermoeide ywer ons volk bewus gemaak van sy volkwees en sy nasionale besit. En daarom kan hulle met reg die vader van Afrikaans genoem word. Sou jy my glo as ek sê ons moet veg vir dit wat ons een maak? Afrikaans, jy's meer as 'n taal, jy's wat ons laat sin maak.